Hy het die ou het gesê hy is soos 16, my ouderdom. Meantime was dit nie so ou nie. Hy was baie ouer en als. Ek is Kiara Thompson. Ek kom van wel grootgemaak by Sandra deur my aannemende ma en pa. Ek was 3 toe ek aangeneem was. Ek ken glad nie my biologiese ouers nie. My regte ma ken ook nie eens my regte pa nie. So ja. Toe ek 3 was ek aangeneem deur 'n wonderlike ma en pa wat hulle bes doen en probeer het en nog steeds probeer om my te help in dit. Toe ek aangeneem was, het ek my sussie deur trauma gegaan. My sussie kan al van die goeters onthou. Ek in 'n ander hand kan nie. Dit was nogals rof om my sussie te sien waar sy begin onthou en dit en sien hoe erg of hoor hoe erg van die goeters was. Flash forward 'n paar jaar, graad 5 se kant, het ek my vriendin verloor. Wel, nie verloor nie, sy het getrek. Graad 6 het ek begin met anger issues. Ek het erger geword met my depressie, my selfbeeld, self-esteem, if you want. Graad 7 het ek nog erger geword. Ek het mense begin, nie boelie nie, gevloek, geslaan. Ja, ek het my ouers begin slaan, waar my ma en sussie begin slaan en dit. Graad 8, eerste jaar, online school. My ouers het hard probeer en als ek het nie klasse bygewoon nie. Ek het nie enigstens moeite ingesit nie. Ek was geskort uit skool uit. Daar het ek op Facebook gegaan waar ek met Arabier seuns begin praat het, pornografie begin kyk het. Die ou wat ek daar ontmoet het op Facebook het my geïntroduceer daaraan. Ek het in die gat geval, dit begin kyk. My ouers het uitgevind, my ma het uitgevind, my pa het ook uitgevind. Hulle was nie happy nie, soos mens kan dink. Jou kind wat jy so erg probeer beskerm en dit het nou in die gat geval wat jy nie gedink het sy sal doen nie. Ek het hulle teleurgestel, ek het hulle seer gemaak. Toe hulle uitvind, het hulle gesraas en alles wat hulle moes doen. As jy iets verkeerd doen, moet jy nie straf kry. Jy moet gepraat mee word, selfs al is dit hard. Ek op daardie stadium het dit nie goed gevat nie. Ek het gevloek, ek het myself gesny, omdat ek gedink het. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Ek het gedink, dit is 'n vriend, dit is iemand anders dan. In elk geval, die ou het gesê hy is soos 16, my ouderdom. Meantime was dit nie so ou nie. Hy was baie ouer en als. Ek het dit nou nie gesien toe nie, maar ek was vasgevang in human trafficking van 15, ek dink. Toe sny ek myself, toe vat my ma my na 'n mental hospitaal plek ding, waar ek was vir 3 weke. Hulle het my op depressiepille gesit, wat my erger laat gaan het. Toe het ek rehab toe gegaan van daar af. Ek was op nog 'n online school, all Afrikaans. Weer eens nie klasse bygewoon nie, weer eens Facebook gegaan, weer pornografie gekyk, weer self-harming gedoen. Erger geword teenoor my ouers, hulle geslaan, gevloek. Ek was erg, ek het my sussie geslaan, gevloek. Toe my sussie op matriek gegaan het, het ek haar geskop.
sodat sy blou kolle gehad het daarna. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Toe gaan ek na rehab toe, waar ek op nog sterker depressiepille was. Daar het ek 'n paar mense, wel vrouens, leer ken. Hulle wat erger stories gehad het, wat ek nou wens ek kan na die Here toe lei. Ek mis hulle en alles, en ek weet hulle sal regtig die Here nodig hê, en hulle sal dankbaar wees, en 'n amazing getuienis sal kan lewer as hulle na die Here toe draai. Hulle gaan baie siele kan wen wanneer hulle getuienis lewer. En toe gaan ek uit na 8 maande. Ek was geskort ook uit rehab uit. My ander Afrikaanse online skool was ek ook uitgeskort, want weer eens nie enigstens die toetse of goeters bygewoon nie. Toe my laaste hoop was hierdie ander online skool. Als het begin goed gaan, my ouers het my gemonitor, my ouma het my gemonitor. Ek het hulle ook geskop en goeters tydens hele paar jaar. Toe gaan ek na online skool toe. Ek het goed gedoen, baie goed gedoen in natuurwetenskap. My ma het my gehelp met EBW. Engels baie goed gedoen. Al my vakke was nogals baie goed, iets in die 90's en altyd. Toe ontmoet ek hierdie seun, 'n jaar jonger as ek. Ek en hy het begin meng en dit. Nog nooit ontmoet of iets nie. Hy is in Kaap iewerste. Ek en hy het begin praat, uitgegaan en goed, van laas jaar af. Hy het begin my ma sleg sê en goed. Teen daai tyd het ek nog steeds pornografie gekyk, skelm ook nog. En hy het my geïntroduce basies na anime pornografie. Wat dit is. Maar hy het my ma, ek het my ma sleg begin sê met hom, hy ook. Toe het my ma uitgevind, haar beste vriendin, ek noem maar Tannie, ja. My ma se beste vriendin het 'n vriend gehad wat my komputer ingevat het. Toe vind hulle uit van alles en dit. En toe my ma uitvind, was dit als van die rehab ding, die Facebook ding. Toe het ek erg kwaad geword. Ek was op klomp pille en dit, wat het my mentally gedreineer, siek gemaak. Op daai stadium was ek nog steeds op depressiepille en dit, weer eens erger gemaak. Depressiepille is nie goed vir 'n mens nie. Is 'n bose ding in my opinie. Dit help 'n mens nie. Dit maak jou erger. Maak jy saak wat die dokter sê nie. Jy moenie dit drink as jy suicide thoughts het nie. Wat my probleem was. Toe my kat uitgesit moes word, toe wou ek selfmoord pleeg oor 'n kat. En boonop dit, ek was toe op sterker depressiepille. En ek het geoverdose op paracetamol. Ek was deur my ma en ouma, wat kaalvoet was, my ouma, na die naaste hospitaal toe gejaag.
Ek was so 'n dag en 'n aand, 2 dae omtrent in die hospitaal ICU. As dit nie vir hulle was nie, sou ek nie nou hier gewees het nie. Ek het eintlik net my familie te danke, te sê dat ek nog hier is en die Here. Maar toe het een van my gemeentelede van Oom Royes hulle gepraat, van School of Fire. Dit het als op die 20ste Maart gebeur waar ek my vuis en arm deur 'n glaspanel ingeslaan het. Omdat ek kwaad was vir my ma. Ek nog op my hele lewe gedink, my ma steun my, die Here is teen my. En ek het nooit groter prentjie gesien nie, dat hulle my eintlik wil help, my wil red. Ek het nooit aandag gegee daaraan nie. Ek het dit plainly ignore. Ek was never-minded. Ek het alle signs wat ek gegee was, alle opsies en kansse wat ek gegee was, het ek weggesmy. Toe het die oom vir my ma vertel van School of Fire. En die feit dat Wally hulle so vinnig die buskaartjies gereël het, die vliegtuigkaartjies gereël het binne 'n uur en dit terwyl my ma nie kon nie, want sy kon nie 2 seats langs my na kry nie, Die feit dat Wally hulle soveel moeite insit om 'n mens by die Here te kry vir die bediening, dit beteken baie, want ek sê jou nou, baie mense sal al lank opgegee het op my, op enige iemand wat deur sulke goeders is. Die feit dat my ouers, die Here, Wally hulle, School of Fire, nog steeds aanhou met 'n mens en moeite gee, beteken baie. Jy voel nie soos jy's uitgelaat nie, jy voel nie alleen nie, jy voel veilig, jy voel baie beter, ligter. Voordat ek aangekom het ek ook nog my depressiepille en al my ander pille gelos. Ek voel en toe het ek die Here aangeneem ook nog. Want toe is ek ligter, geestelik, mentally en fisies ligter. 21ste Maart het ek hier aangekom, die volgende dag, 21ste Maart het ek aangekom. Ek het dadelik verwelkomd gevoel, ligter gevoel, net om by hierdie plek te wees. Het my al klaar beter gemaak, laat voel. Van toe af het ek baie vinnig my leer geklim. Ek is tans raad, goudstatus hierdie maand gemaak. Ek het die Here aangeneem, ek gaan binnekort gedoop word. Sover het ek baie geestelik gegroei en ek kan net vir die Here dankie sê. En ek hoop hierdie video laat baie mense nie suicide pleeg nie. Ek weet, voel dit in daardie wat, waar jy voel jy kan nog niemand toedraai nie. Waar jy voel jy is alleen en jy het geen ander keuse nie. Maar trust, dit is nie die moeite werd om selfmoord te pleeg nie. Dit is hel basies as jy jouself doodmaak. Om te dink, jy gaan almal agterlos. Die wat actually vir jou omgee, laat jy agter. Jy maak hulle seer, jy laat hulle dink, dis hulle skuld. Moenie fout maak wat ek gemaak het en gesê dis my ma se skuld nie, of my ma se rede hoekom nie. Nie, dan was dit nie. Moenie dieselfde fout maak nie. Inteendeel, moenie eers selfmoord pleeg nie. Draai na die Here toe. Hy is die enigste een wat jou kan help. Ek staan besig om vir missionary sendeling te studeer. Vandat ek aangekom het ek nie juist geweet wat sendeling is nie. En ek wil gaan waar ander bang is om te stuur, waar God my wil stuur. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts is,
as jy 'n issue het, aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem. En uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stapie verder gaan nie. Wat the Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. So wanneer jy na die Here draai, dis nie maklik nie. Die mense sê selfs wanneer jy Christus volg, dit is nie maklik nie. Don't think it's a walk in a park, dit is nie. Maar is moeite werd. Jy moet alle sonde verlaat, jy moet drink verlaat, jy moet rook verlaat, jy moet pornografie verlaat. En toe ek daar pornografie verlaat het ek ook vrygekom met alles, al die ander goed. Jy moet van al daai goeders ontslae raak, wat nie maklik is nie. Jy moet gereeld bid, sodat jy vry kan kom, jy gerus kan voel. Jy moet regtig you shouldn't talk for walk, but walk for walk. Dis nie maklik nie. Maar solank jy in die Here vertrou en jy alles daarin gee, dit doen met 'n hart en nie doen om ander te impress nie, sal dit regtig help. En as jy dit doen om die Here te impress, gaan dit nie help nie. Maar as jy dit op 'n opregte hart doen, opregte siel doen, sal die Here jou raak sien. En die Here sien alles. Die duiwel Satan is een. Hy is nie oralste soos God nie. God is oralste. Nou is hy hier by my. By my huis is hy nou daar, tans. Satan, hy stuur sy demone om sy vuil werk te doen. So don't give a pleasure to them. Dit is nie die moeite werd nie. Volg Christus. Hy is die enigste wat jou kan red, jou kan help, jou kan verlos. Dit is nie maklik om te volg nie, Christus te volg nie. Jy gaan jou afdaai, jy gaan jou opdaai, jy gaan daai waar jy voel, jy wil teruggaan na jou sondige lewe toe. Maar wil jy regtig, wanneer jy onverwags doodgaan, wil jy regtig in die put van die hel sit en vir ewig te laat wees. Dit gaan nie die moeite werd wees nie. Ek was so te sê, my tweede jaar graad 8 was ek in 'n koshuisplek. Ek het alleen gevoel en ek was moedeloos. Ek wou nie meer aangaan alleen nie. En toe in plaas van na die Here toe draai, het ek besluit. Kom ons steel 'n foon, 1 wat my oupa se ou foon was. 2 kom steel my ma se geld. 3 kom ons raak in satanisme betrokke. Ek wou myself oorgee aan Satan, my lewe oorgee vir hom en als. Gelukkig het my ma's, my kindersielkundige, toe ek aangeneem was, het my ma gekry om met my te praat en als, en toe het sy nou met my gepraat oor die hele satanisme ding en ek het besluit, ek wil dit nie doen nie, ek wil nie 'n kat doodmaak vir net om Lucifer of whoever te satisfiseer nie. Ek wil nie daarna dan mense gaan doodmaak nie. Ek wil nie diere of mense doodmaak nie. Ek wil niemand seermaak nie. En selfs toe al het ek nog steeds nie gedraai na die Here nie. Ek het dit gelos. In plaas van na die Here te draai, op daardie dag het ek besluit, nee wat, ek gaan aangaan met my lewe, ek gaan nog steeds steel, ek gaan nog steeds my ouers sleg sê, alles seer maak, emosioneel,
fisies en geestelik en mentally seermaak. Ek het nie gedink aan hulle nie, ek was selfsugtig. Ek was 'n erge persoon toe en toe gelukkig draai ek na die Here toe. 180 degrees het ek gedraai na die Here toe. En ek is currently besig om vir missionary te studeer by School of Fire. Dit is nie altyd maklik nie. Om Christus te volg is nie maklik nie, maar is worth it in die ou end. En ek wil net sê, as die Here my uit human trafficking kan uitred, satanisme kan uitred, 'n diep donker gat uit kan red, uit wat meer kan hy jou nie dalk red nie? Waar jy dalk nou moedeloos is, selfmoord wil pleeg, waar jy nou iemand wil molesteer dalk, of iets aan wil doen, moord wil pleeg, jouself doodmaak. Imagine net wat die Here jou uit kan uitred, as hy my dit uit kan red. Here, ons kom voor U vandag. Ek sê dankie dat hierdie getuienis soveel siele sal wen. Mense wat tans voel soos hulle wil moord pleeg, wat wil ander doodmaak, want hulle voel soos hulle is nie moeite werd nie. Hulle voel hulle is alleen. Ek vra dat U hulle aanraak op hierdie oomblik, wat die wat dit kyk. En vra dat U hulle aanraak, hulle sal verlig, hulle beter sal laat voel. Ek vra dat die mense wat dit kyk, hulle na U toe sal draai, hulle sondige lewe en al sal verlaat, na U toe draai en U voluit bedien, U voluit volg. Evangelisasie sal doen, sendeling sal doen, berading sal doen, pastoor sal word. Ek vra U dat U almal sal help. Ek sê dankie dat U almal help in elk geval. In U groot en heilige naam, amen. Ek wil net persoonlik sê, ek is jammer vir my ouers. Ek wil vir my ouers sê jammer. Al die jare se pyn, se lyding wat ek gegee het. Dit moes nie maklik gewees het om met my te sit met al my geboelery basies nie. Dit was nie maklik nie. Ek sien nou hoe erg seer het ek male gemaak. Ek wil sê jammer, opreg jammer sê, en dat ek regtig begin beter word. Ek is lief vir male. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou het ons ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp. En ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.